Kom maar sit. I surrender all. Dit is die eed wat ons aflê voor die Here, dat ons sal ons hele lewe en wese vir hom gee, en ons sal lewe volgens die wil van God, en wat God van ons wil hê. En weet julle, dit is wat julle gesien, is net die beloftes wat God maak, wat nagekom word. Maar die beloftes wat ons aan hom maak, word nie nagekom nie. Dit wat alles hartseer maak van die kruisdood, van dit wat hy gedoen het vir ons, maar wat ons terug doen is basies niks. Die huis van die Here is leeg. Die mense gee nie gehoor aan dit nie. As jy hier verby ry van die hek af hiernatoe, vroeg die oggend by die karavane en die tente, sien jy die borrels drank op die tafel staan, dan sit die mense al klaar langs die tafels. Op pad werk toe, op pad kerk toe nou, kan ons twee mense loop langs die pad, met lang groen borrels, Amstel, wat oop is, wat hulle loop en drink, so vroeg die oggend. Mense, weet julle, ons is besig om ons eie ondergang te bewerkstellig. Ons is besig om ons eie vuurdood te bewerkstellig. Amen. Ons is besig om ons padpeiling te lê na die hel toe. Ja. Ons gee die duiwel die eer in plaas van vir God. Verskoon ons om nie in die kerk te kom, die raak al hoe makliker. In plaas van om op jou knieë te gaan die oggend en te sê, Here vergewe my, ek kan nie in die diens wees vanoggend nie. WhatsApp hierdie pastoor en sê, verskoon my, ek gaan nie daar wees nie. Dis nie ons wat julle moet vergewe nie, dis die Here. Dis sy tyd hierdie, dis nie ons tyd nie. Amen. Amen. Mense, regtig, ons moet begin wakker word. Jy moet jouself in die oor vat en sê, wow, word wakker mens. Jy is besig om jouself, jou eie ondergang te bewerkstellig. Jy word baie keer in die nag wakker, want jy nie kan slaap nie, dan wonder jy hoekom. Kom jy by die werk en sê, joh, ek het gisterand 'n moeilike nag gehad, ek kon nie slaap nie. Hoekom? Mense, God wil met jou praat, bid tot hom, daai tyd wat jy wakker word. Dis jou tyd met hom. Dis wanneer jy die regte tyd in die geestesrealm is om met God te praat. Wanneer dit stil is. My tema vandag is opstanding van Jesus. Wat beteken die opstanding van Jesus vir ons as wedergeborenes? Baie mense het 'n wanpersepsie van die hele ek is bekeer, ek is gedoop. Mense, dit beteken nie as jy Sondag na dit dat dit word outomaties vergewe nie. Jy moet nog steeds vir vergifnis bid. Om wedergebore te wees beteken nie ons kan die bloed van Jesus vertrap nie. Amen. Dit beteken nie ons kan hy spies elke keer in sy druk nie. Beteken nie ons kan hy spykers elke keer in sy hande en voete slaan nie. Dit beteken nie ons kan hy kroon op sy hoof druk elke keer en met 'n riet op sy kop slaan op hy kroon nie. Dit beteken nie ons kan elke keer die baard in sy gesig uitdruk nie. Mense het 'n wrede dood gesterf vir ons sondes. Geen mens kan heilig lewe nie, maar ons kan daarna strewe. Mens is nie volmaak nie, enigste een wat volmaak was op die aarde en dis Jesus Christus. Hy was volmaak. En kyk hoe wat hy behandel deur ons. En kyk hoe word hy nog steeds behandel deur ons. Sy liefde is wel daar om ons te vergewe. En ons lewe nie onder die wet nie, maar ons lewe onder die genade, maar dit beteken nog steeds ons met die wet verbreek nie. Beteken die mense, daar is nie 'n braai wat jy kan betaal nie. As jy die dag tot sterwe kom, jy staan voor God, jy kan hom nie braai nie. Hy is 'n regverdige God. Hy gaan wel hartseer wees om jou weg te stuur hel toe, maar glo my, hy gaan dit doen.
Ons wil nie die verkeerde pad toe gaan nie. Onthou wat net woord staan, sonder die werke is die geloof dood. Mense, jy kan hoeveel geloof wees, jy kan jou Bybel hoeveel keer lees, jy kan hom die hele dag lang lees, maar as jy nie lewe volgens wat in die Bybel staan nie, as jy nie doen wat in die Bybel staan nie, het jy nie die werke van die geloof nie, dan beteken jy geloof jou absoluut niks. Niks maar niks. En hoe begin jou werke? Dis om daarna te streef om soos Jesus te wees, om 'n voorbeeld te wees vir jou medemens. Die mense daar buite moet jou sien, dan moet hulle sê, joh, ek wil hê wat Kobus het, ek wil hê wat Johan het. Kyk hoe straal hy man se gesig liefde uit, ek wil dit in my hê. Hulle moet daarna smag. Dis wie jy moet wees, as 'n kind van die Here. Jesus het vir die mense gesê, dat hy wat sonde het, wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Daar is geen mens op die aarde wat nie sonde het nie. Mense al moet jy elke oggend, elke middag, elke aand vir God pleit, deur Jesus Christus, vir vergifnis van sondes doen dit. Jy kan dit nie genoeg doen nie. Baie keer doen jy iets wat jy nie eens aan dink nie, wat verkeerd is. Dit vir vergifnis van sondes. Wat is die betekenis van die opstanding? Wat beteken dit vir jou as mens? Nommer 1, Jesus het die dood oorwin. Jesus het die dood finaal oorwin, wat beteken dat die dood nie meer die finale einde vir gelowiges is nie. Mense, jy kry 'n kans om die ewige lewe saam met Jesus Christus in te gaan. Nommer 2, dit is die bevestiging van verlossing. Dit beklemtoon dat Jesus se kruisoffer vir sondes aanvaar, dat die gelowiges luister mooi, nou met God versoen is. Nommer 3, dit is die kern van die geloof. Sonder die opstanding is die Christelike geloof te vergeefs. Mense, dan is jy onder die wette, as dit nie vir Jesus se kruisdood was en sy opstanding was nie, was ons onder die wet. En wat het gebeur in die Bybelse tyd onder die wet? 'n Klein oortredingkie is die mense doodgegooi met klippe. As hulle gesteel het, was hulle hande afgekap. Het onder die wette gelewe, maar ons het nou genade gekry deur die dood van Jesus Christus en deur sy opstanding. Opstandingshoop, dit gee die gelowiges die versekering van hul eie toekoms, opstanding na 'n nuwe lewe. Die dag as jy tot sterwe kom op die aarde en jy maak jou oë oop, is jou opstanding in die nuwe lewe in, saam met Jesus Christus. Die dag die opgevolg het deur die doopbad, het jy die ou lewe afgelê en jy die nuwe lewe aangeneem. 'n Nuwe lewe nou, dit bemagtig gelowiges om reeds nou 'n lewe van oorwinning, vrede en hoop te lei. Jy kan reeds daai lewe van oorwinning lei, want jy weet, Jesus Christus het oorwin, toe hy opgestaan het, hy het die dode oorwin, hy het die Satan oorwin. Die doderyk kan ons nie trek nie, ons behoort aan Jesus Christus. Bewys God se grootheid. Die opstanding demonstreer God se ontsaglike krag en mag, as ook sy liefde vir ons. Dis wat die opstanding bewys. As geen groter bewys as die opstanding van Jesus Christus. 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 58. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. In vers 55 lees ons die vraag, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Daar is geen angel van die dood of oorwinning van die doderyk meer nie. Jesus Christus het dit oorwin, hy het die angel uitgetrek. Hy het die gif uit die angel uitgehaal. Hy het die doderyk oorwin. Nou die wette is in die doderyk, dis die sonde. As jy sondig en jy bely dit nie voor Jesus Christus nie, gaan daai sonde teen jou gebruik word.
Dit is die houvas wat die doodryk op jou gaan hê, as jy nie jou sonde wil hê nie. Jesus het die almal vir ons uitgetrek en die doodryk oorwin toe opgestaan het. Geen een van ons wat Jesus volgelinge is, hoef die doodsangel te vrees nie. Jy hoef nie, want dit gaan nie seer wees nie. Want jy gaan jou oë oopmaak by Jesus Christus. Jesus het dit oorwin, geen doodryk kan ons hou nie. Daar's nie niks wat ons kan vashou die doodryk nie. Mense, daar's niks. Dis dit nie wonderlik nie. Absoluut niks kan jou vashou daarin. Jesus het daai juk vir ons gedra. Hy het afgegaan doodryk toe. Hy het die sleutel gaan haal, hy het die dode oorwin, hy het dit oorwin, mense. Kan dit nie genoeg sê nie. Hy het die totale prys betaal. Hoekom dink julle kry die kerk van God deesdae so baie aanvalle, so baie aanslag? Want die Satan weet hy is oorwin en waar val hy God aan deesdae? Is deur die lede van die liggaam van Christus weg te vat uit die liggaam van Christus uit. Die verskoning van die mense het, ek kan nie kerk toe kom nie want Grietjie se koei se linkersteen is seer. Altyd sulke verskonings en dit raak al hoe makliker om daai verskonings te gee. En die Satan laat dit net makliker en makliker word. En hoe makliker is jou word, hoe verder sak jy dieper af in daai swart vuil water van die sonde in. Hoe moeiliker is dit om weer uit daai suig modder uit te kom. Mense, dit is hoe jy val nie, maar dit is hoe vanaf jy God se hand gryp en opstaan. Dit is die ding, almal van ons val af en toe. Daar's niemand wat hier sit wat my kan sê dat nog nie geval nie. En ook wat niemand wat sê hulle gaan nie val nie. Dit gebeur. Daai koortjie wat sê die doeke lê, die graf is leeg. Julle soek na Jesus, hy het opgestaan. Mense, daai doeke wat lê. Dit is vir ons 'n bewys dat Jesus weer kom. Vers 56 lees op die angel van die dood is die sonde, die krag van die sonde is die wet. Die sonde is die dodelike gifangel en die dood, die wet gee krag aan die sonde. Hoor mooi, die wet gee krag aan die sonde. Dit beteken dat die sonde maak die dood pynlik en finaal. Terwyl God se wet die sondes uitwys, wat die sonde se mag oor ons bevestig. Mense, oorwinning oor hierdie mag wat die sonde oor ons het, kom deur Jesus Christus. Hy het die dood oorwin, hy het die sonde oorwin, en hy mag verbreek wat die sonde oor ons het deur die wet. Deurdat ons vergifnis kry vir ons sondes. Maar dit beteken nie ons moet wettelik raak en maak soos ons wil nie. Kyk wat het met Sodom en Gomorra gebeur. En die wêreld deesdae, glo my, is erger as wat Sodom en Gomorra was. Is erger. Jesus toe aan die kruis gehang het hy gesê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Toe het hy klaar vir God gevra om die mense te vergewe wat hom seer gemaak het. Wat hom so gemartel het. Al het hulle nie eens gevra vir dit nie. Het Jesus God klaar begin pleit by God vir die mensdom. Toe hy na die kruis gehang het. Die angel van die dood is die sonde. Sonde is die rede waarom die dood pynlik en fataal is. Sonder sonde sou daar nie geestelike dood of vrees vir die dood gewees het nie. Die krag van die sonde is die wet. Die wet wat God se gebooie is, wys sonde uit en definieer dit. Wat veroorsaak dat die sonde lewendig word en sy vernietigende krag oor die mens laat geld. Mense, dit is ons eie skuld as die sonde lewendig word in ons lewens. Die sonde is 'n dooie ding wat daar lê. Is net soos 'n slang wat in gras lê langs 'n voetpaadjie. Jy loop elke dag in daai voetpaadjie, daai slang doen niks. Maar vandag besluit jy, ek wil bietjie iets anders wees. Ek wil bietjie hierdie kant van die paadjie loop en die loop vir oor hy slang, wat doen hy slang met bikkie? Ek soek vir dit.
Net so soek die mense vir ewige dood, wat nie Jesus Christus aanneem nie, wat nie pleit vir vergifnis van sondes by God nie. Vers 57 lees ons, maar God sy dank, wat ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die vers bevestig dat die gelowiges reeds die finale wenslag, luister mooi, die finale wenslag oor sonde, die dood en die graf behaal, nie deur eie krag nie, maar as 'n geskenk in Jesus se kruisiging en opstanding. Mense, dit is 'n geskenk, dit kom ons nie toe nie. Dis 'n geskenk, dis nie 'n moed dat ons dit moet hê nie, dis 'n geskenk. God gee daai geskenk vir ons. Oorwinning is 'n geskenk, dit is genade en nie 'n verdienste nie. God gee hierdie oorwinning aan ons. Die mens kan nie daai oorwinning aan jou gee nie. God gee hom aan jou. Dis 'n voltooide saak. Die stryd teen sonde en die dood is reeds deur Jesus Christus gewen. Christene hoef nie te vrees nie. Fokus op dankbaarheid. Die vers is 'n uitroep van dank aan God vir hierdie verlossing. Mense, as jy Sondag verskoning baar kom nie in die huis van die Here te kom nie, of as jy vanaand net in jou bed lê en 'n gebedjie aframmel sonder om die woord van God te lees, is dit dank aan God? Maar jy het ure voor die TV gesit voor jy gaan slaap. Jy het gesit en TV kyk tot 1 uur die oggend. Daarom is jy moeg. So jy spandeer meer tyd aan die dinge van die wêreld as die dinge van God. So dit word vir jou 'n afgod. Toepassing, hierdie versekering stel gelowiges in staat om standvastig en onbeweeglik te wees in die werk van die Here, soos gestel in vers 58. Jesus se opstanding is die kern van die Christelike geloof. Mense, dis die kern. Sonder sy opstanding, glo my vrou, sou ons nie hier gesit het nie. Ek weet nie eens of die aarde nog sou bestaan het nie. Ek glo God sou lank al 'n einde gemaak het aan die aarde. Dit is die hele rede dat God die wêreld tot nou toe spaar, en dis die opstanding van Jesus. As Jesus nie gesterf het en opgestaan het, glo my vrou, was ons verlore. Nou vra ek julle, wat beteken die woord evangelie? Ek het 'n bietjie navorsing gaan doen oor dit. Dis goeie nuus of blye blydskap. Die Griekse woord vir evangelie is 'n lelike woord hierdie. Euangelion of angelion. Saamgestel uit eu wat goed beteken en angelos wat boodskapper of boodskap beteken. Dit word in die Nuwe Testament gebruik om die goeie boodskap van Jesus Christus se koms, kruisiging en opstanding te beskryf. Betekenis, boodskap van oorwinning, die geboorte van 'n vors en goeie nuus. Geboorte van 'n vors. Blye boodskap, dit behels die goeie nuus dat God deur Jesus Christus sonde vergewe en verlossing bied. Jy doen nie aansoek vir vergifnis van sonde nie. Daar's nie papiere wat jy invul en moet wag dat goedgekeur word nie. As jy na God toe gaan deur Jesus Christus, word jou sonde jou vergewe. As jy berou het oor jou sonde, word dit jou vergewe. Blye boodskap, dit behels die goeie nuus dat God deur Jesus Christus sonde vergewe en verlossing bied. Verlossingswerk, dit behels dat Christus vir mense se sondes gesterf het, begrawe is en op die 3de dag opgewek is, soos in die skrifte, soos wat die woord van God het vir ons stel in die evangelie. Genade, vergifnis vir genade van God is nie 'n verdienste nie, wat ek net nou gesê het. Mense, dis nie dat jy dit verdien. Geen een van ons hier verdien God se liefde en sy genade nie. Geen een van ons verdien hier God se vergifnis. Maar hy gee dit vir ons uit liefde uit. Soos ek gesê het, as 'n geskenk. Bybelse konteks, dit verwys na die heilsboodskap van Jesus, wat vryheid en verlossing bring. Luister, hy bring vryheid en verlossing. Vryheid van ewige dood, vryheid van die doodstryd, vryheid van die doodsangel, van die doderyk. Die evangelie verkondig dat Jesus die beloofde verlosser is, wat die Ou Testamentiese beloftes vervul het. Dis die betekenis van die woord evangelie, wat amper die hele bladsy vol is, wat ek net vandag gisteraand opgesoek het en toe ek die woord gelees het en bietjie op die internet gaan kyk het.
Nou wys dit vir jou elke woord wat in die woord van God staan, as jy dit gaan ondersoek en gaan naslaan, hierdie woord gaan vir jou so dik boek word. Mense, dit help jy lees 'n vers en jy verstaan hom nie, en jy slaan nie na wat daai vers vir jou beteken nie. Een vers het miskien 100 betekenisse. Ons moet die woord van God ondersoek en naslaan, om dit vir ons oop te maak. Wat was die laaste 7 dinge wat Jesus gespreek het aan die kruis? Mense, toe ek hierdie laaste deel van die preek gisteraand geskryf het, weet julle, ek het so bewoog geraak, ek het gehuil. Dit met daai stuk waar Jesus gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Mense, Jesus was bang. Die mense wat hy beskerm het hom verniel. Hy het geen vriende gehad daar waar hy gehang het aan die kruis nie. Hy het gesê ek het dors, hulle het 'n lap gevat op 'n stok met asyn en teen sy mond gedruk, die mond wat gekneus was, toe hom aangerand het. Hoe daai mond nie gebrand van daai asyn nie. En toe laat sak hy sy hoof en hy sê, dis volbring. Ek gee my gees oor. Mense, ek het dit gisteraand voor my gesien afspeel. En is nie 'n gesig wat ek wil sien nie. Om ons Jesus te sien hang daar, die een wat vir ons sondes gesterf het, die een wat ons red, en jy sien wat hier langs die dam aangaan, en jy sien wat daar by Hennies aangaan, op 'n Sondag, en jy kyk hoe min karre staan by die kerk, maar jy sien hoe baie karre staan by die bare, by die sportbare. En jy dink hoe Jesus gelei het vir daai mense. Hy het nie net vir ons gelei nie. Hy het tot vir daai man gelei wat daar in die bar sit, wat nou hierdie tyd van die oggend 11 minute oor 10 besoop sit. Of daai man wat nou besig is om sy vrou te slaan, of sy kinders te mishandel. Hy het tot vir daai man gesterf. Die man wat nou sy bloed vertrap, die man wat nou weer die baard uit sy gesig uitdruk. Die man of vrou wat nou daai doringkroon weer op sy kop druk en hom slaan met 'n stok op sy kop. Hy het vir daai persoon ook gesterf. Nie net vir ons nie. Lukas 23 vers 34 en Jesus sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mense, hier het Jesus al reeds begin pleit vir sy mense by God. Die mense wat daar gestaan het, die mense wat hom verniel het hy al reeds voor begin pleit. Hulle het hom nie eens gevra om te doen nie, maar hy het dit gedoen. Die tweede deel was Lukas 23 vers 43 en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het aan die kruis al begin om die mense te vergewe vir sondes. Jy daar aan die kruis aan. Lukas 23 vers 46 en Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Johannes 19:26 tot 27 vers 26 en toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Vers 27 daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hy het seker gemaak sy moeder het heenkome. Terwyl hy aan die kruis hang met die pyn en lyding, het hy nog steeds aan sy moeder ook gedink. Dis die tipe mens wat Jesus was, nog steeds is. Matteus 27 vers 46 en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Hy was bang, daai uur het God sy gesig weggedraai, hy kon nie meer vat om te sien hoe sy seun ly nie.
Johannes 19:28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was. Hy het gesien alles was volbring. Sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En toe Jesus die asyn geneem het, in Johannes 19:30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Met ander woorde, die skrif wat geskryf was, is volbring. En hy het sy hoof gebuig en sy gees gegee, die gees gegee. Mense, dink julle self in. Johan, jy wat 'n amasman is by die werk, Kobus, jy wat met gereedskap werk, as jy net jou vingertjie raakslaan met 'n hamer, die seer is dit. Daai dik spyker wat so dik is, Kobus het nou so rukkie terug het hy so spykerie gehad, wat deur die bene is, geslaan is, dis 'n hamer, daai mense se hande gaan so terwyl hulle staan, so daai spyker maak so, hy kraak die bene oop. Terwyl elke hout slaan. Die hout was harde hout, daai spyker is stoppunt voor, so hulle moes slaan en slaan en slaan, dat daai spyker in die hout kan ingaan. Elke hout was pyn en lyding, wat hy moes deurmaak vir ons. Die koning van die mens was as sy gegee toe hy dors was. Nou vra ek julle weer eens, hoe daai mond van hom nie seer gewees, toe hulle daai asynlap teen daai gekneusde lippe druk nie. Asyn van alle dinge. Asyn maak jy nog dorser. Dis hoe hulle met Jesus gespot het. Hy was alleen, God het hom verlaat, soos in Matteus 27:46. 46. Jesus was bang alleen, die mense het hom gespot. Die woord sê die gees gegee. Ander woorde, hy het sy gees opgegee. Sy liggaam het bly, maar sy gees was nie daar nie. Mense, ek kon nie anders as onthou nie, regtig, toe ek die stuk begin, toe ek het begin lees voor ek geskryf het, ek het dit letterlik gesien voor my geestesoog. En dis nie lekker nie. Regtig, die mense wat daar gestaan en gespot het, ek weet nie dat hulle kon sien, daar is die koning van die mens wat daar hang. Maar ek dink die Satan het hulle oë so toegemaak met oogklappe dat hulle niks kon sien nie. Wat ek vir julle wil sê is, kom reg. Mense, kom reg. Kyk net wat Jesus vir ons deurgemaak het, wat hy vir ons gedoen het, omdat hy vir ons lief is. Kry julle pakkies reg, doen spring cleaning in julle siel en in julle harte. Kom God se gebooie na, vir al die twee grootste gebooie wat hy het. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hart en julle siel. En die tweede wat hy daarin gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met ander woorde, as jy jou naaste nie sy sonde kan vergewe wat hy teenoor jou gedoen het nie, sal God jou ook nie jou sonde vergeet wat hy teenoor hom gedoen het nie. Die koning van die mense is op pad. Mense glo my of glo my nie. Jesus Christus is op pad. As jy kyk wat in die wêreld aangaan om ons, al hoe meer en meer lande gaan nou in oorlog in. Die nasies staan teen mekaar op. Kyk net in ons eie land, die verskillende politieke partye staan teen mekaar op. Die nasies staan teen mekaar op. Mense, moenie onkant betrap word nie. Moenie onkant betrap word nie. Moenie met jou hand in die koekiejar gevang word nie. Kom die belofte na wat jy gedoen het, toe jy Jesus aanvaar het as 'n redder, verlosser en saligmaker. Kom die belofte na wat jy aan Jesus gedoen het, die dag toe jy gevolg het deur die doopbad, toe jy ou lewe afgesterf het en die nuwe lewe uitgekom het uit daai doopwater uit.
Hy het en kom nog steeds elke belofte na wat hy vir ons gedoen het in hierdie woord. Mense, daar is geen belofte wat gedoen is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament tot waar die boek Openbaring begin wat hy nie nagekom het nie. Elke liewe ding kom God en Jesus Christus na vir ons. Holy Trinity. Die drie-enige God. Mense, kom op na die huis van die Here wat ek net jou gesê het, moenie die opkoms na die huis van die Here toe verwaarloos nie. Kom. Jy gaan wel sê ek hou Sondag van my gesin kerk. Ja, jy hou Sondag van my gesin kerk. Maar daar's krag in gebed. Hoe meer mense daar is, hoe sterker is 'n gebed. Hoe meer saamstem oor 'n saak, hoe sterker word daai saak. Nou, sê ek weer, dis God se uur of 2, nie ons nie, dis syne. Die uur of 2 behoort aan hom, eintlik die hele dag behoort aan hom, eintlik die hele jaar behoort aan God. Ons hele lewe en wese behoort aan God. Ons is syne. Maar as jy Sondag gee jy daai ding wat aan God behoort, gee jy oor aan Satan. Daai liggaam van jou, daai siel. Mense, wat so voorbeeld is ons vir ons klein kindertjies. As ons dag na dag met drank voor ons monde sit, as ons dag na dag met vloekwoorde, die lelikste vloekwoorde waar daar is sê, voor ons kinders. Dit is, ongelukkig is dit so, die maklikste ding vir 'n kind om te onthou as hy begin praat, is 'n vloekwoord. Het julle dit al agtergekom? Dis die eerste ding wat 'n kind leer, is 'n vloekwoord. En kom, dat ek jou nou sê, dis ons wat dit toelaat. Die jonger geslag wat ons kinders is. As jy kyk na ons geslag, wat in die weermag was, wat nog groot geword het in 'n huis waar godsdienst gehou was, waar jy gedwing was om kerk toe te gaan as kind, waar jy gedwing was om sonnaarskool toe te gaan, hoe het ons uitgedraai? Wat het jong mense sien julle in hierdie kerk vandag? Ek sien hier sit een jong dame, maar ek praat van enige een van babietjie af tot en met 35. Wie is hierso? Gaan kyk in enige kerk of jy sien in 'n kerk. Hier en daar gaan jy een of twee sien. So die ons van môre bestaan nie regtig meer in geloof nie. Hulle is eintlik gesaai. En wie se skuld is dit? Dis ons skuld. Dis nie Jesus se skuld nie. Jesus het vir almal gesterf. Tot sover ons by geloof. Dis die dierbare God en Hemelse Vader, Here, ek sê vir U dankie vir al die liefde en die genade. Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het daar aan die houtkruis op Golgotha. Dankie, liewe Vader, dat U Jesus opgewek het na die 3de dag. Hemelse Vader, dankie dat U ons sondes vergewe. Almagtige Vader, dankie vir al die liefde en die genade. Hemelse Vader, U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die Here van die leerskare. U is die roos van Saron, die blindmorgenster. U is die liefling van my siel. U is die groot ek is. Hemelse Vader, weer eens dankie vir ieder en elk wat hier is vandag. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om ons te lei in alle reg en waarheid. Almagtige Vader, ons gaan nou gee vir die werk. Hemelse Vader, die wat nie kan gee nie. Ons weet U verstaan, dit gaan moeilik. En ons weet U sal almal toevoeg, dat hulle wel eendag in staat kan wees om te gee vir die werk. Almagtige Vader, ons weet U het 'n vrygewige Gewer lief. Hemelse Vader, gaan so ook saam met ieder en elk, maar ons na ons verskillende huise toe gaan. Stuur asseblief die Heilige Gees om die bestuurder van hulle voertuig te wees, dat hulle veilig sal aankom by hulle eindbestemming. Ons pleit hierdie dinge nie, want ons het verdien nie, maar aandelik in die groot en kragtige naam van die Seun Jesus Christus, ons verlosser, redder en zaligmaker. En so pleit ek die seën af met ieder en elk wat hier is vanoggend. Dan pleit die seën af uit die liefde van Christus, die bloed van Christus ons sal beskerm teen die bose vuurpyle van die vyand. In die naam van Jesus. Amen en amen. Amen. Ja. Okay. Kan ons geen die werk van die Here, die wat het en die wat wil gee, die wat nie het nie. God verstaan, ons verstaan, dit gaan moeilik daar buite. Die wêreld is moeilik.
wil, so terwyl as wat Dawid gepreek het, hy iets gesê wat my vasgespreek het. En jy weet, Jesus, die Vader sy gesig weggedraai het van die Here af. Het Jesus in liefde op daai kruis gebly. Dis nie die spykers wat hom daar gehou het. Dis die liefde wat hom daar gehou het. Die liefde vir jou en vir my het hom daar gehou. Daardie liefde, hy wys vir ons wat beteken liefde. En dan gaan kyk ons in 1 Korintiërs, wat is liefde? Dan skiet ons tekort. Totaal en al tekort wat liefde is. Want liefde sê, dit praat nie kwaad nie, dit doen nie kwaad nie. Die liefde is lankmoedig, sagmoedig, verdraagsaam. Die liefde laat die son skyn oor die volgende persoon. Die liefde gee vir die volgende persoon. Die liefde help die volgende persoon. Die liefde is nie snobisties oor die volgende persoon nie. Die liefde trek nie sy mond op of sy neus op vir die volgende persoon. Dis liefde. En as ons nie eers die liefde teenoor mekaar kan hê nie, hoe kan ons sê ons het God lief? Bluetooth disconnected. Dan het ons God nie lief nie. En ek wil vandag vir jou sê, om te verander. Bekering is nie net 'n gedagte in die kop nie. Bekering is 'n leefwyse. Dis 'n totale leefwyse. Dis bekering. Pastoor Dawid het dit so mooi gesê. Ek wil hê ons moet net so sit en ek wil net saam Pastoor Dawid bid. Steek julle net hande uit na toe. Vader Here, ek loof en ek prys U vanmôre vir hierdie wonderlike dag wat ons gehad het, wat ons beleef het saam met U. Dat U hierdie knegt van U vanmôre gebruik het, Here, om hierdie kragtige woord te bring. 'n woord, Here, wat impak gehad het. Vader Here, ek bid ook dit wat hy gaan doen in die toekoms, dat dit vir hom net tot eer en verheerliking kan wees. Dat U vir hom sal deure maak, Here, waaraan die Here is. Vader Here, U het vir ons gesê, U worry nie, U is nie gepla oor daardie stukke papier wat ons by mekaar maak nie. Dis die mens wat dit soek. Maar U soek ons harte. U het die Heilige Gees in ons ingeplant om, Here, die Bybel sê, U het hom ingestort, die oomblik as ons Jesus aanneem. En dis die Heilige Gees wat die woord bring. Dis die Heilige Gees wat die liefde tentoonstel wat U vir ons gedoen het aan die kruis. En Vader Here, wees met Dawid, Here. Help ons waar hy gaan, wat hy doen. En alles wat hy doen, dat dit suksesvol sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. So ook bid ek ook vir Terre, Here, vir daardie ongesteldheid wat sy vanmôre het. Vader Here, die vyand het al te lank vashou. Te lank vashou. Daar het ons gelees in die woord, Here, hoe daardie vrou wat 'n bloedvloeiend gelei het, Here, het die haar eensklaps genees. Die vyand het 'n lank vir Terre se bors vashou. In die naam van Jesus spreek ons dit vry vanmôre. Geneesing oor Terre se bors. Amen.